Goeienaand julle. En welkom by ons laaste diens van die jaar. Maar ek is bly vir elkeen van julle wat hier is. Ons het maar dit nodig, dink ek, om op hierdie manier die jaar af te sluit. So kom ons word stil. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Amen. Met die genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Christus Jesus ons Here, en van die Heilige Gees. Ons lees vanaand Psalm 90, die opskrif is van ewigheid tot ewigheid is U God. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie dat ons hier in die einde van die jaar so kan stil word. Ons het behoefte daaraan, Here, om in U teenwoordigheid te kan wees en stil te kan wees en ons te verlustig in U goedheid. Ons het nodig om in U teenwoordigheid die jaar af te sluit, sodat ons ook weer die nuwe jaar met hoop en moed kan aanpak. Daarom bid ons nou, Here, dat U ons sal seën en ons saam wees. Sal seën wanneer ons U woord lees. Wanneer ons na die verkondiging van die woord luister. En wanneer ons self ook daaroor nadink. Here, ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Psalm 90, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. U laat die mens sterwe, U sê net word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan nie doodslaap in. Hy is soos gras, wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny, en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn, ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak, U bring die sondes wat ons verwegstek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons daar en skiet ons jare verby, soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U toorn beter as die dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons, skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae die waaraan U ons verdruk het,
soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat u werk vir ons duidelik word, en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe en hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. Dis die woord van die Here. Ek wil weer net vers 12 lees. Leer ons daar so gebruik dat ons wysheid bekom. Nou op die einde van 2021 en as ek nou so terugdink aan die jaar, was dit nou een van my bestes. En vir my persoonlik, ook nie vir die land nie, vir die wêreld. Ek meen, as ons maar nou net dink aan die pandemie waarin ons nog steeds sit. En alles wat in ons land gebeur het, die plundering daar in KwaZulu-Natal, hier in die middel van die jaar in Gauteng, die stygende petrolprys, die politiek, die verval van ons land. As ek nou die dag na Golden Gate, die hele daai pad is aan sleg. Ons land, dit gaan nie goed met ons land, en dan lees ons van die ongelukke en die verdrinkings af, die tornado's en die vloede in die wêreld is in die moeilikheid. En dis waar wat die psalmdigter hier in vers 9 en 10 sê, en ek lees nou in die 2020 vertaling, want al ons dae gaan verby onder die graafskap, ons voltooi ons jare soos 'n sug. Die dae van ons lewensjare, dis maar 70 jaar, en as die kragte daar is 80 jaar. En die beste daarvan is vol moeite en rampe. Ja, dit gaan gou verby. Ons vlieg weg. Ons voltooi ons jare soos 'n sug. As jy so na die lewe kyk, het jy amper moed vir 2022 nie. Wat gaan dit nie afbring? Ek gaan wonder dat daar so baie neerslagtige mense in die wêreld is. Julle, ek het vanmiddag gelees die statistiek van selfdood. Wêreldwyd gaan maar elke 40 sekondes iemand dood wat sy hand in sy eie lewe gesien. Elke 40 sekondes. Dit is meer as wat daar in 'n jaar doodgaan aan oorlede. Dit is skrikwekkend. In Frankryk, het ek gelees so 'n tyd terug, is die sterftes aan selfdood hoër as die padongeluksterftes. Nou, ek dink die Frankryk se padongeluksterftes kom naby ons, maar dit is erg ontstellend. Mense het nie moed vir die lewe nie. Daarom is party mense se reaksie, enerzijds reageer mense moedeloos, swartgallig, neergedruk, hopeloos. Aan die ander kant is daar mense wat sê, wel, as dit soos dit is, dan moet ons maar eet en drink en vrolik wees, van môre sterf ons. Ek sê, as jy so na die lewe kyk, dan val jou moed. Maar dit is die enigste manier wat die mens na die lewe kan kyk, en Moses wil vir ons hier 'n ander manier lewe, dat ons na die lewe moet kyk. Hy wil hê ons moet die lewe sien vanuit God se oë, vanuit God se perspektief. Wanneer God se lig op die wêreld en op ons lewe val. En Moses doen dit hier in hierdie psalm, en hy ontken nie dat dit swaar gaan. En hy sê ook nie, dis die een se skuld, of is daai een se skuld, of is God se skuld. Julle weet ons altyd die skuld op ander plaas. Hy sê dis ons skuld. Hy sê, hy bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig, sê hier in
vers 8. Dis ons skuld dat die lewe geword het. Soos het is, God het dit nie so gemaak nie, ons lees mos daar aan die einde van, of eintlik in die begin van Genesis 2, na die eerste skepingsverhaal. God het gekyk na alles wat hy gemaak het, dit was baie goed, dit is God het gemaak het. As ons nou die tornado's en die siklone en die aardbewings en die storms, nou weer 'n haalstorm ons gehad laas week, was dit nog hierdie week. As ons met die goed kyk, dit is alles hoe die aarde geword het as gevolg van aardverwarming, en daarvoor kan ons maar regtig die Here blameer. En Moses sien hierdie goed raak en hy besef ook dat ons alles daarmee te doen het dat die lewe lyk soos dit lyk. Dat die lewe akelig is, mense is akelig met mekaar. Maar dit dryf hom nie tot pessimiste of ligsinnige plesierjagtery nie, dit dryf hom na God. Want sê hy in hierdie dolle gejaag, in hierdie lewe wat soos 'n oogwink verby is. Julle onthou julle toe julle klein was, het julle gedink vir ou wat 60 is 'n stokhout. Ek is nou daar verby, ek kan nie regtig sê dat ek lang geleef het, dit het gou gegaan. Julle wat nog klein is, julle sal sien, as julle eendag so oud soos ek is net so na die dag. En dan kyk jy terug en sê, wat het ek altyd gemaak? Die lewe gaan om. En Moses sê, dis hoekom ons nodig het, om gehelp te word, om sinvol te lewe. Dat jy nie aan die einde van jou lewe terugkyk en dink, wat het ek in my lewe gemaak? Het ek ooit iets gedoen wat reg is? Het ek regtig aan my doel beantwoord nie? Moses begin die gebed met die woorde, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Hy vlug na God, sy toevlug. En daarom in die gebed in vers 12, ons lewensdade, en is dit die 2020 vertaling, om ons lewensdae na waarde te skat. Dit moet U ons leer, sodat ons 'n hart vol wysheid kan verwerf. En sluit af in vers 17 met die gebed dat die Here die werk van ons hande in stand moet hou. Daar's net een manier hoe hierdie lewe regtig sin kan kry, en dit is as ons in God ons rus vind. In God ons hoop vind, ons toekoms. Daarom is dit miskien goed dat die lewe soms om mense 'n bietjie vasdruk hier aan die einde van die jaar en die tyd hardloop uit. Hoeveel? Dis nog 4,5 uur. Dan gaan die klappers begin skiet en die honde begin klank. 4,5 uur, dat is 2021 verby vir altyd. En dit is goed dat er mense in 'n tyd kom wat jy voel die jaar loop uit en ons moet terugkyk op 'n jaar. Ons moet ons boeke opmaak met die Here vir die jaar. En dat ons kan sien hoe min ons beantwoord aan ons doel. Ons eie pogings om sin aan die lewe te gee. Soos Moses ook in die Psalm sê, dat ons stil word en na God draai. Want hy het altyd tyd vir ons wat die tyd het. Dit is toch altyd bezig. Nee, maar ek het nie altyd vir dit, joh. Kan nie nou dit. God is nie so nie, hy het altyd tyd vir ons. Tyd vir jou.
alles wat jy nodig het, al jou behoeftes. En dit is goed dat ons in hierdie tyd ook daaroor moet dink, want hy bring vastigheid in 'n lewe wat sy betekenis begin verloor. 'n Lewe waarin alles verander. Hy leer ons om die lewe te sien as 'n gawe uit sy hand. 'n Lewe waarin hy sy liefde in oorvloed gee vir die wat hom skuil en soek, sodat jy jou lewe lang kan juig en bly wees, sê Jesus. 'n Lewe waarin die blydskap wat God gee, die swaar kry, verreweg oortref. Moses sê, laat God toe om jou elke dag opnuut weer te verkoop. Die nuwe vertaler, die 2020 vertaler sê dit so mooi, vers 14, versadig ons in die oggend met die troue liefde, sodat ons al die dae van ons lewe kan kry en bly wees. Mens wat elke oggend opnuut deur God versadig word met sy goeie liefde en sy sorg, verlet nie sommer na die aard. Soos Moses sê, dat ons lewe lang kan juig en bly wees. Ja, die tyd gaan verby, skiet soos 'n gedagte verby, soos Moses ook iets sê. In 2022 sal ook nie anders wees in die opsig nie. Hoopelik sal die pandemie 'n bietjie sy kop laat sak. Maar 2022 sal ook omvlieg. Daarom kom ons gaan die nuwe jaar in terwyl ons by God skuil, dat hy ons kan versadig met sy troue liefde. Hy het tyd vir ons wat nooit tyd het nie. Hy ken die kuns om regtig te lewe. Kom ons gaan dan die nuwe jaar in met vers 12 op ons lippe en in ons hart. Leer ons, o God, ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Voor nou dat ons soos Moses moet maak en terugdink aan ons lewe, ook in die jaar wat verby is. Dalk was dit vir jou 'n moeilike jaar, 'n jaar van hartseer, dalk afskeid van 'n dierbare, dalk het die pandemie ook jou betref, iemand in jou gesin, vriende wat siek was, dalk was daar 'n krisis in jou lewe, gebroke verhoudings, iets anders. Of dalk is daar dinge in die jaar wat vir jou uitstaan, waarin jy die besondere seën van die Here beleef het en ontvang. Hoogtepunte, prestasies, bevordering, vreugdes. Dalk is daar 'n groot verlange in jou, waar iets waarvoor jy al so lank bid en dit het nog nie gerealiseer nie. Jy het nog nie 'n antwoord gekry nie, jy bly nog hoop. Kom kans gee dat ons 'n bietjie terugdink op die jaar en dit 'n boodskap neem in die lig van God en in sy teenwoordigheid. En dan wil ek vra dat jy met die Here daaroor praat. Ek wil jou uitnooi as daar vreugde is waaroor jy wil juig, steek 'n kersie aan die voor. En prys die Here vir die vreugdes wat hy gee. As daar iets is of iemand waaroor jy wil treur, of waarvan jy ook in hierdie jaar moes afskeid neem, kom steek 'n kers aan en vertel dit ook vir die Here van jou seer. As jy gebed voor die Here wil kom hê, kom steek 'n kers aan
en sê dit vir hom. Ek wil jou nooi om nou die geleentheid te gebruik, om ook jou Kersfees voor te kom aanstaan. Hemelse Vader, die jaar se asem is bykans op 2021 so te sê verby. Teen die spoed van een dag op beslag het die jaar voor ons oë verby geskiet. Ons dank die Here dat U op wie weet hoeveel maniere gedurende hierdie afgelope jaar in ons midde aanwesig was. Toe dit donker was, het U die hemelse lig laat skyn. Toe slegte nuus in die omgewing was, het Jesus goeie nuus opgedaag. Toe geweld en chaos gedreig het om oor te neem, het U vrede getriomfeer. Toe moed en hoop weggesyfer het in die sand, en die hoop wat U bring, in 'n paar harte bly brand. Op wonderlike maniere het U U vingerafdrukke op ons lewens agtergelaat in die afgelope jaar. Toe ons gepleit het U op U eie maniere ons gebede verhoor
Toe ons brood by die hemel gaan bedel het, was Christus ons nogmaals genadig en het hy van vooraf met ons begin. Toe ons dors was lewende water altyd in die nabyheid. O Here, U was en is steeds net een gebed ver. Nou wil ek 'n nuwe jaar. Ons weet nie wat alles vir ons voorlê nie, maar ons weet U sal in die nuwe jaar met ons wees. Daarom dat ons 2022 kan inraas, want ons is nie alleen nie. Ons is nie soos mense sonder hoop. Alles behalwe. Ons is U diergekoopte eiendom. Tree vir tree loop ons saam met U, want die pad, U wat die pad en die eindbestemming is. In U naam durf ons reëse aan en loop ons deur groen weivelde. Dankie dat U ons hoop is. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons voorspraak, gaan met julle die nuwe jare in. Amen.